goed, hy is koning, hy is Abba Vader, hy is Here van die leerskare, en ons prys hom vanmôre, want hy is goed, hy is die Alfa, en hy is die Omega. Ons prys sy naam tot in ewigheid. Ons prys hom want hy is ons verlosser. Ons prys hom want hy is ons geneesheer. Ons prys hom want hy is ons redder. Ons prys hom want hy is die oorwinner in ons lewe. Ons prys hom want hy het die vyand verslaan op die kruis van Golgotha. Ons prys hom vanmôre want deur sy wonde is daar genesing. Ons prys hom vanmôre want hy is die Abba Vader. Aan wie kom ons sê, hy is raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit is die God aan wie ons dan ere bring vanmôre in Jesus Christus naam. Amen en amen. Baie dankie. Jy kan die sitplekke neem. Prys sy grote naam. Baie dankie. Julle kan ook gaan sit. Halleluja. Prys die Here. Altyd lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. En wanneer ons kyk na die reeks waarin ons is, dan praat ons dan oor die verlos ons van die bose. En wie se begeerte is dit om te sê, Here, verlos my elke dag van die bose. Want soos wat ek vir jou sê, en ons alreeds deur hierdie tydperk kom van die reeks, dat ons leef in hierdie atmosfeer en ons leef in hierdie natuur, en daar is 'n bose om ons. Amen. Daar is 'n bose wat attack. Daar is 'n bose wat jou lewe soek, wat jou wil verwoes, wat jou wil vernietig, wat jou wil klaarmaak. En die eenvoudigste rede oor hoekom hy dit wil doen, is omdat jy sy plek van aanbidding ingeneem het. Amen. Omdat jy sy plek van lofprysing ingeneem het. Omdat jy sy plek ingeneem het om in die teenwoordigheid van die Here te kan gaan staan in aanbidding en hom te loof en hom te aanbid. En daarom like hy jou niks en hy wil jou verwoes en vernietig. En ek wil vir jou sê, maar dan kan ons vanmôre sê, verlos ons van die bose. Amen. Nou verlede week het ek gepraat oor die gordel van die waarheid, en ek het gesê dat as ons die waarheid omgord aansit, dan kom die res van die aanvalswapen vanselfsprekend, want die borswapen moet aan die gordel vasklip. Hy moet aan die gordel vasklip. Jy gaan later hoor dat die swaard van die Gees, die swaard kom ook in hierdie gordel, is daar ook 'n klipplek wat hy moet vas inkom. En ek wil vir u sê vanmôre, dat die vyand hou nie daarvan as ek en jy met die wapenrusting van die Here leef nie. Want dan is ek en jy soos 'n soldaat wat vas staan in die Here. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 6 vers 10 tot 18, en ons lees dit net weer. Hy sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. So sê saam met my, die volle. So nie 'n gedeelte van die wapenrusting nie, hy sê die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, dis waaroor ons vanmôre gaan gesels, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus.
En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Nou sê hy, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Tot sover die Here seën sy geleesde woord. Paulus het die wapenuitrusting verduidelik op 'n vlak sodat elke gelowige dit sal kan verstaan uit 'n vegter soos 'n soldaat se oogpunt uit. Wat is die toerusting wat ek en jy nodig het om staande te kan bly teen die liste van die duiwel? Want soos ek sopas gesê het, die vyand is uit om jou te verwoes, omdat jy sy plek ingeneem het vir lof en aanbidding, om die Here te prys, om die Here te aanbid, en jy sy plek ingeneem het, en hy hou niks daarvan nie, want hy kan dit nie meer doen nie, en jy kan met lof en aanbidding in die teenwoordigheid van God kom, om hom te aanbid in die lieflike atmosfeer. Daar moet verstaan word, dat ons as mens het die vyand Lucifer se plek, soos ek gesê het, ingeneem, en daarom moet ek en jy ook weet, ons het nie net die gordel van die waarheid nodig nie, maar ons het ook die borswapen van geregtigheid nodig, en die Griekse woord vir die borswapen is thorax. Nou kom ons sê gou saam thorax. En nou thorax beteken die volgende, dat die borswapen beskerm jou identiteit in Christus, wat die vyand wil verwoes, en wat die vyand wil vernietig. Die vyand wil jou geestelike hart en jou gelooforgane seermaak om jou krag en effektiwiteit in Christus te stop. Want wanneer die soldaat 'n borswapen aan het, dan beskerm dit sy hart en dit beskerm sy organe. Nou net so met die borswapen van geregtigheid aan, dan beskerm dit ook my en jou se identiteit, ons selfvertroue in Christus, en dit help ons ook dan om vas te staan en ons geloofsorgane te beskerm. Nou kom ons gesels 'n bietjie vanmôre oor die borswapen van geregtigheid, hierdie thorax waarvan ek nou net gepraat het. Nou, eerstens om dit te verstaan is, die borswapen van geregtigheid is 'n kleed wat jy aantrek vir beskerming. En nou moet ek self kyk oor hoe my kleed was, voordat ek hierdie borswapen aangetrek het, voordat ek my met identiteit in Christus kon sien het. Jesaja 64 vers 6 sê, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Met ander woorde, die profeet Jesaja het homself gesien in die tyd toe Israel in 'n tyd van 'n krisis gekom het, en hulle het onreine dinge begin aanhang, en hulle het God begin en God verloon, en hulle het onreine dinge begin aanbid, en God was nie hulle eerste prioriteit nie, en toe sê die profeet Jesaja, maar ons het soos 'n onreine geword, en ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind, met ander woorde, ons weggevat van die teenwoordigheid van God. Kan jy sien, wat is die werk en die plan van Satan? Om die mense weg te voer van die teenwoordigheid van God, omdat hy nie wil hê, jy moet in die teenwoordigheid van God staan, en in sy salwing staan, en in die krag van die Here staan nie. En hoe meer ek en jy 'n soldaat van Christus word, gaan ek en jy besef wie en wat ek en jy in die Here is, en wat ons kan wees in die Here. Amen. Wat ons kan doen, kom ons sê net prys die Here. Kom ons gee hom 'n lieflike lofoffer in hierdie plek vanmôre, want die Here sê, ek het vir jou 'n plan, ek het vir jou 'n identiteit.
'n wêreldse identiteit en kleed kan ons nie beskerm nie. Dit gaan ons inteendeel wegvat. Dit gaan ons inteendeel 'n oop teiken maak vir die aanslag van die vyand. Onthou, die liste van die Satan gaan altyd daar wees, maar dis nie te sê ons hoef te val in hierdie versoeking nie. Is nie te sê ons hoef te val in hierdie versoeking van die vyand nie. Liste gaan altyd daar wees, maar die Here sê, as jy met my bekleed is, die borswapen van geregtigheid aan is, sal jy vas staan in die dae van die aanslag van die vyand. Amen. So met ander woorde, dit is die wêreldse identiteit is wanneer jy swak voel, stikkend voel, op die wêreldse standaard kom, bitter is, ongelukkig is, en vir die vyand sê, kom val maar aan. Wat is daai sonnaskoolliedjie wat ons altyd gesing het? Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ja, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. En ons het dit altyd in die sonnaskool gesing. Nou ja, die Here soek dan soldate vir hom vanmôre wat kan opstaan en sê, ek sal die borswapen van geregtigheid aantrek. Ek sal die borswapen aantrek, want ek is 'n soldaat vir die Here. En hoe gaan dit klink as die kerk van die Here met sy toerusting, sy kleed gaan opstaan en gaan begin loop, en dan gaan die vyand hoor, hier kom soldate van die Here aangeloop. En het jy al 'n Romeinse soldaat gehoor loop? Jy hoor hulle sit daai voet neer, en as die kerk van die Here, soos 'n soldaat van die Here, hulle saam gaan begin stap, gaan die aarde skud, die demone gaan bang word, vanweë die voetstappe van die soldate van die Here, en die Here soek soldate, wat sal opstaan vir hom. Kom ons gee net die Here 'n prys oomblik, en ons loof hom, en ons prys hom, sê ek is 'n soldaat vir die Here vanmôre. Amen. Ek is 'n soldaat wat opstaan en die Here sal prys. My nuwe kleed is die borswapen van geregtigheid, want dit beskerm my emosies, dit beskerm my wil, dit beskerm my hart, dit beskerm my geloofsorgane, dit beskerm my van enige aanslag van die vyand wat wil toetree. Amen. Want hy het hom wat geen 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Amen. Met die borswapen van geregtigheid word jy nie bekleed en jy word reggestel van jou foute, jy word reggestel van jou probleme, jy word reggestel van jou verlede, jy word reggestel van jou selfbeeldprobleem, jy word reggestel van jou hartseer. Die borswapen van geregtigheid is, ek beskerm my dat die vyand nie weer daar sal kom wat hy voorheen getref het nie, want ek is reggestel. Sê saam met my, ek is reggestel. Toe die Here Jesus aan die kruis sterwe, of voordat hy gesterwe het althans, en hy het uitgeroep en hy het gesê, dit is volbring, het hy eintlik by wyse gesê, ek het dit reg kom stel, en elkeen wat nou na die Here toe kom, en vergifnis vra vir sy sondes, en die Here aanneem as sy verlosser, het hy reggestel. Amen. Hy het dit reggestel, hy het jou reggestel, dit wat die vyand verkeerd kom stel het, het hy reggestel, en nou kan jy die borswapen van geregtigheid dra, en sê, ek dra hom, want die Here het my reggestel. Amen. Hy het jou reggestel, hy het dit reggestel, hy het jou vergewe, hy het dit weggevat, so ver die weste van die ooste af weg is, en hy het gesê, ek dink nooit weer aan jou verlede nie, want hy het jou reggestel. Amen. Ek het die kleed van die Here aan, omdat hy my reggestel het. Halleluja.
Met die borswapen van geregtigheid is jy nie beklee. Jy is vry van die skuld van die verlede, want hy het jou vrygekoop. Amen. Sy bloed het jou vrygekoop. Jy's vry van veroordeling. Die vyand kan jou nie meer kom vals beskuldig en sê, maar onthou jy nog daai tyd, en onthou jy nie. Jy's reggestel. Amen. Jy hoef nie meer in jou verlede te leef nie. Die borswapen van geregtigheid sê, ek loop, want ek is reggestel. Ek loop, die vyand kan sien, daar is 'n borswapen kleed van die Here, en hy het my reggestel. Amen. Jy neem 'n kragtige en 'n beskermende posisie in, met die borswapen van geregtigheid, dat geen pyl deur sal kom, deur daardie krag van God wat jy aan het nie. Amen. Niks. Hoekom is die geregtigheid so belangrik in hierdie geestelike oorlog? Die vyand se hoofwapen is om jou te keer om in alle teenwoordigheid van God te staan, deur beskuldigings. Jy wil die Here gaan aanbid, dan wil jy herinner. Jy wil die Here, jy wil opkom na die huis van die Here, dan gooi hy goeders voor jou pad. Hy gooi finansiële bekommernisse op jou pad, hy gooi ekonomiese en politieke dinge op jou pad, hy gooi al hierdie verskille op jou pad, hy gooi hierdie seer op jou pad, hy gooi jou verlede op jou pad, hy gooi hierdie dorings en distels op jou pad, en die vyand se hoofwapen is om jou te keer om voor God te kom staan, waarin hy jou reggestel het. Want voor die versoening op die kruis van Golgotha kon die mense nie tot God nader nie, maar slegs die hoëpriester wat namens hulle gegaan het in die teenwoordigheid van God, in die offer daarvan in. Maar die Here het dit reggestel, en die vyand hou niks daarvan dat jy reggestel is om in die teenwoordigheid van God te staan nie. So sy hoofwapen is om jou te keer om in God se teenwoordigheid te kom staan. Kom aan kerk. Ek wil vir jou sê, kom soveel as moontlik in die teenwoordigheid van God en sien wat hy vir jou kan doen. Amen. Prys die Here. Openbaring 12 vers 10, en ek gaan vir eers net die B gedeelte van Openbaring 12 vers 10 lees, die tweede gedeelte, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Gaan ek weer sê, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Hoe klaar jy aan voor God? Om met jou te gesels, om vir jou te sê, ou chomma, onthou jy het dit verkeerd gedoen, om jou aan te kla, jy het verkeerde besluite geneem, waarin God jou reggestel het, daarin kla jy jou voor God dag en nag aan, want jy begin skuldig voel, dag en nag, nou kla jy jou aan, en voor God, want hy kla die kind van God aan, nou kom bring jy jou as ware voor God, en hy kla jou aan. Die aanklaer wys jou sonde uit. Die aanklaer wys jou foute uit. Die aanklaer wys jou verlede uit. Hy wil jou ontwrig. Hy wil jou keer om God te loof. Hy wil jou keer om God te aanbid. Hy wil jou keer om hom te loof en prys. Maar daarom is ek so bly, daar is die eerste gedeelte van Openbaring 12 vers 10. Wat ook die eerste gedeelte van Openbaring 12 vers 10 is wie jy op pad. Dit wil vir my so voorkom. Wat gaan hier kry? Die eerste gedeelte van Openbaring 12 vers 10 sê, ek is nie wie ek was nie, ek is nie wat, sê die volgende, laat ek kan jy net vir my op die bord sit asseblief? Openbaring 12 vers 10a.
Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus. Met ander woorde, waar die vyand gekom het om jou aan te kla dag en nag, sê die eerste gedeelte dat 'n groot stem in die hemel het gesê, nou het die redding, die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus. Ek en jy het die eiendom van God geword, die mag van Christus. Kom aan kerk, die duiwel het nie mag oor jou nie. Die duiwel het nie mag oor jou toekoms nie. Die duiwel het nie die mag om jou die teenwoordigheid van God uit te hou nie, want daar is 'n groot stem wat geroep het en gesê, hulle is verlos deur die bloed van die lam. Daar is 'n groot stem wat geroep het en gesê het, deur my wonde is daar genesing. Daar is 'n stem wat geroep het, as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal nog beskuldigings teen my inbring? Daar is 'n stem wat uitgeroep het en gesê het, as God vir my is, wie sal teen my wees? Daar is 'n stem wat uitgeroep het en gesê het, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Halleluja! Daar is 'n stem wat uitgeroep het, en dit is omdat ek en jy die eiendom van ons God is. Halleluja! Dit beteken, ek is nie wie ek was nie, ek is nie wat ek voel nie, ek is nie wat God sê ek is nie, ek is wat God sê ek is reggestel met sy kleed, ek is 'n wenner, ek is sterk, ek is kragtig in die Here, ek is reggestel van my verlede, want ek is 'n soldaat vir Christus. Halleluja! Verlos my van die bose. Halleluja! Verlos my van die bose. Sê gou vir een langs jou, ek is 'n soldaat vir Christus. Halleluja! Die duiwel hou niks van dit nie. Hy hou nie eens van hierdie preek vanmôre nie, hoor. Hy vloek, hy gaan te kere, hy skel, hy kry seer vanmôre, want hy sê, hy preek die waarheid en ek kan nie daarvan deel wees nie, inteendeel die woord is teen my. Ek gaan dit weer sê, weet jy wat maak hom kwaad? Omdat hy vanmôre sê, hy preek die waarheid en ek kan nie daarvan deel wees nie, inteendeel, daardie woord is teen my. Halleluja! Die borswapen van geregtigheid is nie net 'n posisie wat ek inneem nie, maar ook 'n praktiese optrede. Amen. Dis ook 'n praktiese optrede wat ek moet neem. Posisie is wie ek is in Christus. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, die dag toe ek in geloof kom en sê, Here, ek's 'n sondaar, red my, vergewe my, toe stel hy my reg. Toe stel hy my reg. En nou die vyand geen plek meer om jou te beskuldig van jou verlede nie. Jy's reggestel. Sê vir een langs jou, jy's reggestel. Halleluja. Hy het ons uit die geloof geregverdig, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, sê Romeine 5 vers 1. Jy het vrede by die Here Jesus Christus, want jy's reggestel. Halleluja. Jy is reggestel vanmôre. Halleluja. Die praktiese gedeelte is 'n lewe van gehoorsaamheid en die wil van God. Eerstens, uit die geloof uit moet ek weet, ek is reggestel. Tweedens moet ek weet, ek moet nou lewe in daardie reggestelde posisie. Ek moet daaruit lewe nou, want ek's reggestel.
Want Efesiërs 4 vers 24 sê, en julle is met die nuwe mens beklee. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ek is reggestel en daarom het ek 'n nuwe mens en ek is geklee met die nuwe mens, die borswapen van geregtigheid. Wanneer die duiwel na die soldaat van Christus kyk, dan sien hy die hart van God uitstraal. Wanneer die duiwel na die soldaat van Christus kyk, dan sien hy die hart van God en hy kan nie by die gelooforgane uitkom nie. Want ons is nou geskape met die beeld en beklee na God. En hy like dit niks. Weet jy hoekom? Want daar was 'n dag wat Lucifer, jy moet hoor wat ek sê, daar was 'n dag wat Lucifer so beklee was. As hy geloop het musiek gemaak. As hy geloop het van selfsprekend lofprysing en aanbidding gemaak aan God. En toe tog hy's groter as God weens hierdie kleed. Toe verloor hy hierdie kleed wat ek en jy nou dra. Amen. Halleluja! Gee die Here lofoffer. Geregtigheid is, lê die ou styl van gewoonte af. Leef jou God gegewe beeld, die wapenrusting. Daarom sê die Here, trek die volle wapenrusting aan. Laat die beeld van Christus jou vorm. Bewaar so jou innerlike mens. Anderstens gaan jy onstandvastig in jou geloof wees. Soos die golwe van die see wat jou kan rondslinger van een kant na die ander kant. Jy sien, ons verander nie van buite na binne nie. En dis wat baie mense dink, ek moet van buite af binne toe verander. Nee, ons verander van binne na buite. Amen. Ons verander hier van binne na buite. Dit is wandel deur die Gees, die innerlike, en nie deur die vlees, die uiterlike nie. Kom aan kerk, amen. Prys sy groot naam. Hoe behoort ons daagliks die borswapen van geregtigheid aan te trek? Aanvaar jou identiteit in Christus. Amen. Aanvaar dit. Aanvaar wie jy is in die Here. Aanvaar. Ontwikkel 'n Christ-like mind in jou lewe. Ontwikkel 'n gedagte wat sê, I am Christ-minded and not flesh-minded, not devil-minded. I'm Christ-like minded, soos die lied sê, te wees soos Jesus, so rein en heilig, so skoon en so mooi, te wees soos Jesus, want daar is 'n goue hart wat uitstraal. Halleluja. Daar is 'n kleed wat my mooi kan maak, wat die duiwel nie van hou nie, maar God baie van hou. Deur sy seun Jesus Christus. Bewaak jou hart meer as alles. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Met ander woorde, bewaak jou hart met hierdie borswapen van geregtigheid, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Daaruit gaan wys, are you Christ-like-minded, of daaruit gaan dit wys, wandel jy nog deur die vlees in die ou lewe.
Bewaak jou hart teen die gedagtes van die vyand. Bewaak jou hart teen die verlede. Bewaak jou hart teen dit wat met jou skeef geloop het. En sê, Here, Christ-minded sal in my kom en dit sal my verander deur die bloed van die lam. Amen. Dit beteken, los die sonde. Dit beteken, los daardie geheime agter wat jy in die agter geslote deure doen. Dit beteken, los daardie geheime dinge wat jy doen. Om reg te leef en jou wil en jou emosies te beskerm, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want dis wat jou sterk maak, dis wat jou kragtig maak, dis wat jou standvastig maak. Die liste van die duiwel gaan kom, maar kan jy sterk staan deur die Here? Amen. Bewaak jou hart. Weerstaan skuldgevoelens met God se woord. Want Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees wandel. Daar is geen veroordeling vir die wat na die gees wandel nie. Amen. As jy nog na die vlees wandel, is daar veroordeling, maar as jy deur die gees wandel, ek trek die borswapen van geregtigheid aan, dan is daar geen veroordeling nie, want die Here sê, you are free indeed. Hallelujah. So daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat as ek dan fouteer? Dan beter jy dit uitsort, want dan gaan die vyand stadig maar seker hou vas op jou lewe kry. Wat as ek 'n sonde gedoen het, dan moet jy dit uitsorteer, want andersins gaan die vyand hou vas op jou kry, en die plek waar hy jou te losmaak, gaan luister weer na verlede week se boodskap, is as hy as hy die gordel van die waarheid kan losmaak, dan val jou swaard en jou borswapen. Hoorie wat ek sê vanmôre? Met ander woorde, as jy gefouteer het, maak dit reg. Wandel deur die waarheid. Amen. Die vyand wil jou geestelike hart en gelooforgane tref met skuld, verlede, verwerping en selfverwyt. Trek jou borswapen aan van sy geregtigheid waarin jy reggestel is. Jy is reggestel. Amen. Met die borswapen sal jy vasstaan teen die liste van die duiwel. Dit sal nie jou hart tref en jou organe nie. Met ander woorde, van die waarheid omgord tot hier is jy nou beskerm. Ons gaan volgende week later verder kyk oor hoe die ander gedeeltes werk. Maar jy is beskermd. Amen. Jy beskerm jou hart en geloofsorgane teen vernietigende leuns. Jy beskerm jou hart, jou geestelike hart en geloofsorgane teen die aanslag van die vyand. Jy beskerm jou hart en geloofsorgane teen die invloede van Satan. Iemand het een keer gesê, ag, die duiwel sorg vir sy kinders. Nonsens man. God sorg vir sy kinders. Die duiwel vernietig sy kinders en nie sy kinders nie. Hy kan nie vir sy kinders sorg nie. God sorg vir sy kinders. Wees versigtig wat jy bely op jou mond. Ja, die duiwel sorg maar vir sy kinders. Wees versigtig wat jy bely met jou mond. Dis die grootste fout of gesegde wat gemaak kan word, want mens bring 'n blinding en 'n vloek oor jouself. Sê God sorg vir sy kinders.
Job het gesê, en ek gaan dit in Engels aanhaal, hy sê, though he slay me, yet will I trust him. Afrikaans sê hy, al sal hy my ombring, nog steeds sal ek op hom vertrou. Dit beteken, al is daar aanslag teen my, ek sal vasstaan. Al moet ek in hierdie omstandighede doodgaan, ek sal nog steeds vertrou. Al gaan ek nie ryk word nie, ek gaan nog steeds glo. Al het ek nie my huis nie, ek gaan nog steeds die Here dien. Ek gaan nog steeds, al het ek nog nie daai punte nie en op prestasie nie, ek gaan die Here dien. Al het ek nog nie gesond geword nie, ek gaan die Here dien. Ek gaan nie my I will trust him no matter what. Dis die borswapen. Want hy wil twyfel in jou hart bring om te sê, waar is God? God is daar. Hy wil twyfel in jou hart bring om te sê, jy kan nie. Die Here sê, jy kan. Hy wil twyfel in jou hart bring om te sê, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan en kan dit maak. Hy wil twyfel in jou hart bring om te sê, dat jy is nie in staat nie. Die Here sê, jy is in staat in Christus Jesus wat jou krag gee. Hy wil twyfel in jou hart inbring, maar hoor die woord van die Here vanmôre, dan staan vas in die woord van die Here, met die waarheid omgord, die borswapen van geregtigheid aan, om te sê, my hart sal op die Here wees, en ek sal op hom vertrou. Amen. So kan jy vry leef in jou identiteit in Christus. As daar mense is wat vanmôre sê, ek wil ook die borswapen van geregtigheid hê. Ek wil hom aantrek. Net soos ek wil hom vanmôre aan my gordel kom sit. Verlede week het ek net die waarheid. Vandag wil ek die borswapen kom aansit. Ek wil hom kom aanklip. Staan saam met my op my voete. Halleluja. Ek wil die borswapen van geregtigheid aansit vanmôre. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Vader, hierdie mense staan voor U vanmôre, vir die wat dit moontlik is en die wat dit nie moontlik is. Die Here, U ken hulle hart en hulle staan saam in die geloof ook. Here, ek wil bid dat U vanmôre elkeen sal bless met 'n bonatuurlike blessing. En Here, terwyl hulle dan ook die gordel van die waarheid aangesit het, kom klip ons die borswapen van geregtigheid aan en sê, Here, straal vanmôre U uit in ons lewe, straal vanmôre U krag in ons uit, straal vanmôre dit uit in Jesus naam, sodat ons verlos kan wees van die bose, verlos kan wees in die Here. Halleluja. Verlos ons van die bose, sodat ons kan weet, Here, daar is niemand soos U nie. U doen die werke. Breek bindinge vanmôre, breek vanmôre bindinge en aanslae, breek demoniese werke vanmôre, breek vanmôre in die naam van die Here, elke aanslag van die vyand, breek dit in Jesus naam, want U is God en U is koning. Halleluja. Ek wil die Here prys solank as wat ek lewe. Ek wil die Here eer en ek wil hom prys. Halleluja. Kerk van die Here, kom ons gee hom net 'n lofoffer in hierdie plek. Halleluja. Kom ons prys hom. Moenie ophou nie, prys hom. Prys hom. Jy moet 'n lawaai maak as 'n soldaat in die Here. Halleluja. Prys sy groot naam, want hy is koning. Halleluja. U wil ek prys en U wil ek eer, want daar is niemand soos U nie. Halleluja, daar is niemand soos U nie. Halleluja, dankie Here, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Jesus. Halleluja. Daar is niemand soos U nie. Halleluja. As jy gebed nodig het, kom staan gou voor. As jy gebed nodig het, kom staan of 'n siekte is